Goeiemôre liewe vriende, baie welkom, baie dankie dat jy inskakel by hierdie diens. Vir my is dit 'n onsaglike voorreg. Ek kan nie vir julle sê watter voorreg dit is vir my om die hele week in afwagting voor die Here te sit en te hoor wat wil hy sê nie. Ek is so opgewonde oor vanmôre. Ek is opgewonde daaroor dat hierdie woord 'n mens eintlik opkikker in jou eie gemoed, in jou eie gees. En dis waaroor dit gaan. Dat ek die voorreg mag hê om ook in jou lewe in te ploeg dit wat vir jou kan laat groei, wat vir jou geestelik kan laat sterk staan. Wat jou kan ondersteun teen die winde van storms wat daar buite woed, sodat jy in alle omstandighede kan staande bly, op jou pos kan bly, soos Efesiërs hoofstuk 6 dit sê. Ons het die voorreg dat ons vanmôre in ons gemeente na 'n baie lang tyd vir die eerste keer weer erediens gaan hou in die kerk. Mense gaan kerk toe kom. Ag, ek hoop tog so dat mense nie die gewoonte verloor het of die verantwoordelikheid verloor het om te sê ek wil nie meer kerk toe gaan nie, want is nou baie maklik by die huis. Want daar is tog geweldig baie in 'n mens se geestelike lewe van waarde wanneer 'n mens skouers keer, hande vat. Al is dit met 'n afstande wat ons moet handhaaf, al is dit met 'n masker, nogtans ons kan op 'n manier geestelik om hande vat, mekaar in die oë kyk en vir mekaar versterk. Ons erediens is in die naam van ons Vader, wat vir jou so lief het, dat hy jou uitgekies het en geroep het, en as dit ware uitgeruk het uit die duisternis van hierdie wêreld, om sy volgeling te wees. Dis in die naam van Jesus, wat alles wat skeiding kan maak tussen jou en Vader, het hy kom uitvee, kom wegvat. En dis in die naam van die Heilige Gees wat sorg dat hierdie goed nie net 'n gepraatery is van daar ver nie, maar iets wat in my lewe kan beslag kry, in my lewe gedemonstreer kan word. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Genade vir jou, my vriend. Mag jy dit vanmôre beleef, hoe dat sy Gees vir jou aanraak, en hoe dat hierdie woord jou vernuwe. Amen. Daar is 'n lied in ons liedboek, lied 203, loof die Here al wat lewe. Dis so, kom ons loof hom. Loof hom dat hierdie derde vlaag van COVID redelik gaan lê, dat dit baie stiller nou gaan, dat ons wel weer mag by mekaar kom met minder vrees dat ons vir mekaar 'n gevaar is. Kom ons loof hom. Loof die Here al wat lewe. Loof die Here al wat lewe, vir hom dank en hulde bring. Hy het aan ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Loof hom wat in groot genade ons teen nieuwe lewe hou. Loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, hy is genadig en vertrou.
As jy jou Bybel by jou het, ek sal bly wees as jy hom kan oophou. Ek lees natuurlik uit die 2020 vertaling, dit klink anders dalk as jou vertaling wat jy op jou skoot het, of by jou het. Maar volg dit en kom ons ondersoek die Here se woord. Kom ons soek daarna om die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God raak te sien, te ontdek. Maar voordat ons lees vanmôre uit Hebreërs hoofstuk 11, Hebreërs hoofstuk 11, dis dan nou ons gaan lees van die eerste 6 verse. Ons teksvers is vers 6, maar ons lees nou tot by die 6de vers. Kom ons bid eers. Liewe Vader, dis elke keer met groot verwagting dat ons die Bybel oopmaak en saam bid en saam lees en saam luister na die Gees wat hierdie waarheid vir ons wil kom tuisbring. Groot verwagting omdat ons besef die dinge wat vir ons so swaar laat kry in hierdie wêreld, die val en opstaan van ons lewe, dit kan U heel maak. U kan ons oprig as gelowiges met 'n hart wat jubel, met 'n huppel in ons stap, met blydskap en vreugde. Doen dit asseblief ook vanmôre as ons so lees en luister na U woord. Amen. Hebreërs hoofstuk 11. Hierdie hele Hebreërs hoofstuk 11 hoofstuk is 'n, mense amper sê 'n arc de triomphe. Dis 'n triomfboog wat hulde bring aan gelowiges oor die eeue heen, wat 'n merk gemaak het, wat 'n verskil kon maak, net vanweë hulle geloof. Kom ons lees vers 1 tot 6. Geloof is sekerheid van dinge wat gehoop word. Dis 'n bewys van dinge wat nie gesien word nie. Dis immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit sigbare dinge ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds al het hy gesterf. Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die dood gesien het nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Ons teksvers dan hierdie laaste vers, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. My liewe vriende, ek wil graag vir 'n tydjie saam met jou 'n vergrootglas vat en die woord geloof en die betekenis van geloof ondersoek. So Sherlock Holmes en sy metgesel Watson so altyd voorgestel word met 'n vergrootglas. Hulle soek na diepte, hulle soek na antwoorde wat verborge is. Die vergrootglas gee vir jou meer detail en jy kan selfs verborge dinge begin raak sien. Soos 'n teleskoop is ook maar 'n vergrootglas. Of 'n mikroskoop om klein goedjies te sien. Teleskoop is om groot goed ver te sien. Maar ons moet ondersoek
die diepte van die rykdom van God se woord. Ons moet dit ontdek. Hebreërs 11, die opskrif in die heel ou vertaling 1933 tot 53 vertaling, staan daar 'n opskrif, die aard van geloof, voorbeelde uit die Ou Testament. En ons nuwe vertaling van 1983 het 'n opskrif wat sê wat geloof is. So ons gaan in hierdie hoofstuk iets kan raak sien van gedemonstreer kan sien van geloof en wat dit beteken. Ons nuwe vertaling, hierdie 2020 vertaling sê voorbeelde van geloofsvolharding. Geloof, my vriend, het dus die implikasie dat dit 'n ding is waaraan jy moet vashou en dit moet volhardend uitgeleef en uitgeoefen word. Hier begin vers 1 met 'n definisie, wat in my oë een van die raakvatste definisies is wat ek ken. Die raakvat van geloof is sekerheid van dinge wat gehoop word. Dis 'n bewys van dinge wat nie gesien kan word nie. Dit is interessant hoe dat soos jy, as jy mens verder lees, hoe jy dinge kan raak sien, hoe dat God dinge sien, maar vers 3 sê ook, dit wat gesien word, het nie uitsigbare dinge ontstaan nie. Dit kom van God. Hy het die onsigbare sigbaar kom maak. Geloof maak die onsigbare sigbaar. En dan is dit vir my baie interessant om te lees in vers 1, wat sê, geloof is sekerheid. Baie mense sal hieroor sê, dit werk nie. Geloof gaan oor dinge wat gehoop word, dinge wat nie gesien word nie, dinge wat nog verwerklik moet word, wat eendag in realiteit gaan kom. Jy glo dit sal so wees. Jy glo daar is dinge wat onsienlik is. En dan kan 'n mens nie sê die woord sekerheid gebruik nie. Sekerheid van dinge wat nie gesien word nie, vir dinge wat gehoop word. En verder sê hy, dis 'n bewys. Nou, ek onthou van my studentejare, veral met die filosofie, het dit gegaan om empiriese bewyse. Ons moet met groot sekerheid dinge kan vasmaak en sê, dit bestaan werklik. 'n Wetenskaplike is daarop uit om alle onsekerhede uit te klaar. Hier staan in vers 1, geloof is sekerheid. Dit klaar dus onsekerhede op. Dit maak dinge vir jou vas, seker en veilig. Die volgende woordjie sê, 'n bewys van dinge wat nie gesien kan word nie. Hoe bewys 'n mens hierdie abstrakte, hierdie onsigbare? Deur geloof. Geloof is 'n bewys. As ons nou met 'n vergrootglas geloof wil ondersoek, wil ons ook bloot lê wat gewoonlik met die eerste oogopslag nie raak gesien is nie. En daarom wil ek gou net weer saam met jou na 'n teks kyk wat ons voorheen albei stilgestaan het in 1 Korintiërs hoofstuk 2. In 1 Korintiërs 2 staan daar in vers 6, vir diegene wat volgens volwasse is in geloof, is wat ons sê wysheid. Hierdie woord van sekerheid, 'n bewys, dis wysheid. Geloof, sê hy hier, is wysheid. Vir mense wat volwasse in geloof is, het wysheid. Dis wat vers 6 sê. Vers 7, ons praat van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul is.
maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. Wysheid in 'n misterie gehul. Daarom moet 'n mens 'n vergrootglas vat. Daarom moet 'n mens ondersoek doen en baie dieper gaan kyk, om verby die misterieuse te kyk en die werklikheid raak te sien. God se wysheid moet onthul word, moet vir ons oopgevou word. Daarom is die Bybel die openbaring van God. Hy openbaar, hy maak dit wat verborge en mysterieus is, maak hy oop. Maar wat vir my wonderlik is dat vers 7 se tweede deel sê, maar wat hy ook voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. Dit sê, dit is lekker. Dit sê, hier's iets wonderliks in. Hier's iets van wat jou gees kan oplig. As jy hierdie misterieuse geloof, hierdie wysheid van God begin ontdek, dan is dit tot jou heerlikheid. Want dis waarvoor God, hy dit bestem. Ons kyk na vers 9 wat sê, wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie. Dis dinge wat in misterie gehul is, wat in 'n hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir ons, vir wie hy lief het. God wil vir jou openbaringe gee. God wil vir jou wonderlike dinge wys. Daarom, kom ons kyk gou vers 10. Aan ons het God dit deur sy gees geopenbaar. Dis daai woord van die misterieuse, die doek is afgehaal. Dit wat dit toegemaak het, is verwyder. Want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Hy ondersoek, hy is die een, die Gees van God het hierdie vergrootglas. En hy kyk na God se dieptes. Hy ondersoek dieptes wat vir jou en my verborge is. Eintlik, mense sou amper sê, amper ontoeganklik. Maar hy kom openbaar dit. Dis wat vers 10 vir ons sê. Sonder 'n ondersoek, sonder hierdie vergrootglas ondersoek, sal ons nie weet nie. Is dit verborge? Kyk weer na vers 9. Die goed wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en in jou hart nie opgekom het nie, dit bewerk God vir die wat aan hom behoort, vir wie hy lief is. Nou, dit vers 7, onthou het gesê, dis vir ons heerlikheid bestem. En nou wil ek terugkom by Hebreërs 11, vers 6. Vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. My liewe vriende, hierdie woord behaag het my in hierdie afgelope week nogal besig gehou. Ons ken dit as in die hof word gesê, as dit die hof behaag. Met ander woorde, dit moet die hof tevrede stel, hy is gelukkig om daarna te kyk, maar hierdie woord behaag is baie meer as net tevrede stel. Dis 'n woord wat in die omgangstaal vandag baie min gebruik word. Ek het gekyk in die woordeboek sê, dis behaag is iets wat aangenaam is. Dis lekker wees, dis plesier gee, dis gemaklik wees. Maar nog, en dit is my gevoel, dis nog meer as dit. Hierdie behaag is amper soos 'n euforie. Dis 'n ekstase. Dis 'n wow. God wil vir jou en my deur hierdie vergrootglas na geloof laat kyk en dat ons van verbasing net styer. Wow. Ek is 'n vervoering oor dit alles. God, my liewe vriend, het vir jou gemaak en vir my gemaak om te geniet. Hy wil jou geniet.
Hy wil met blydskap na jou kyk. Hy wil hierdie ekstase van bewondering, van vervulling hê as hy na jou kyk. Dis waarom hy sê, hy wil hê dat ons hom moet behaag. Ons is vir sy plesier. Vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik. Hier het ons die sleutel. Om God gelukkig te hou. Om vir God blydskap te gee. Vir God met behaaglikheid te vul. Ek moet net glo. Geloof is om die onsienlike te sien. Dis mos onmoontlik om God te sien. Maar geloof laat my ook hom sien as ek sien sy hand rondom my in alles wat ek doen. Ek sien sy hand in my eie lewe. En daar is 'n verlustiging, want ek vind vreugde daarin. Dis ook deel van behaag. Ek verlustig my in God. Ek behaag my in hom. En as hy hierdie teks sê ons moet hom behaag, dan verlustig hy hom in jou en my. God is onsienlik, hy is gees. Maar nogtans al is hy gees, kan ek en jy hom ervaar, hom beleef, kan hy ons vul met blydskap, met verwondering, met jubeling. En omdat hy onsigbaar is, bestaan hy vir die natuurlike mens glad nie. En baie mense daar buite sal vir jou sê, maar dis dwaasheid. Het sê God bestaan nie. Ek wil jou aanmoedig. Kry hierdie vergrootglas wat voortdurend soek na die wysheid en die liefde, na die waarheid van geloof in die woord. Hoe kan ek en jy God behaag? Dis tog 'n belangrike vraag. Die antwoord is deur geloof, maar hoe? Wat hou dit in? Hoe word dit prakties? Dis nie maar net 'n kopskuif nie. Dit word geleef. Mense sou antwoorde soek om God te behaag deur dinge te doen. Met ander woorde, as ek my vrou wil behaag, kan dit wees dat sy daarvan hou as ek vir haar blomme koop of 'n sjokolade koop. Dan behaag ek haar, dan maak ek haar gelukkig. Mens kan behaag word deur mooi musiek. Mens kan behaag word deur stories met diepte in dit. Mens kan behaag word met kunstig verweefde kleure, kunswerke, majestueuse uitsigte. Dit kan ons behaag, dit kan jou gees oplig. Smaaklike geregte, ja, eet is daarom ook 'n baie spesiale ding wat 'n mens kan oplig, wat 'n mens beter, gelukkig kan dit voel. Mens kan behaag word deur goeie nuus. Al hierdie goed wat ek nou genoem het, is dit waardeur God behaag word? Dat ek vir hom goeie nuus gee? Dat ek vir hom 'n kunswerk is? Dat ek vir hom dinge gee en koop? Nee. God word behaag deur geloof. Dit sê vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Deur ons erken dat hy bestaan. Dis wat vers 6 hier sê. Hy sê, want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan. Ek sal God behaag deur baie duidelik erkenning te gee. Te sê, Here, ek weet U is hier. Ek weet U leef. Ek weet U is by my. Ek weet U is die een wat vir my ophef dat ek met vleuels soos die van arende kan vlieg.
die wat op die Here verwag, kry daai nuwe krag. Dis geloof. Geloof is om te erken dat ek hom soek met 'n vergrootglas. Dis wat vers 6 verder sê, dat hy die beloon wat hom soek. Hy wil met ander woorde sê, vat hierdie vergrootglas en ondersoek die woord en jy sal dinge ontdek. Wat vers 6 sê, hy sal die beloon wat hom soek. En nou is daar, as ek net na die vorige vers kyk in vers 5, praat hy van Henog. En dan word daar van Henog gesê, voordat hy weggeneem is, God het hom weggeneem, sê in Genesis 5 lees ons, God het hom weggeneem, hy het nie gesterf nie. Hy het hom opgeneem na hom toe. Want, en dan staan daar baie goed, 2 keer in Genesis, daar staan daai vers wat sê, hy het met God gewandel. Hy het naby God geleef. Dis wat ons nuwe 83 vertaling sê. So, daar is van God, van Henog getuig, hy het God behaag. En hy het God so behaag, dat God hom opgeneem het om permanent by hom te wees. Hy wou, as het ware mense sou kon sê, hom nie deel met ander in hierdie wêreld nie. Hy wou sê, jy is myne. Hoe behaag ons God? Deur intiem met hom 'n verhouding te hê. Deur te leef saam met hom. Deur saam met hom te loop. Deur hom op te soek in alles, om voortdurend by hom te wees. Liewe vriende, dis 'n liefdesverhouding. Ek en my vrou wil by mekaar wees. Ons geniet mekaar. Ons wil nie sonder mekaar dinge doen nie. As ek die kant is, hy gelukkig, ons lewe het ons alles so saam gedoen. Dis saamloop. Dis saam wees. Dis mekaar se teenwoordigheid opsoek. Dit word van Henog gesê. Henog het met God gewandel. Hy het God behaag, deurdat hy altyd gesê het, ek wil met u wees. Dit is om God te behaag, deur in hom te bly, deur by hom te bly. U onthou die teksvers wat ons verlede week behandel het, Johannes hoofstuk 15. Daar staan in Johannes hoofstuk 15, ek gaan dit sommer onthou, staan daar, bly in my soos ek in julle. Wie in my bly, dra baie vrug. Om in hom te bly, om soos Henog saam met God te leef, met hom in en uit te gaan, by hom te bly, saam met hom te loop, dra baie vrug. Die vrug wat dit dra is om 'n positiewe mens te wees. Om 'n mens te wees wat sy oë blink. Om 'n mens te wees wat nie beswaard is en altyd moeilikheid ervaar nie. Hy laat jou vrug dra. Dis mos in hom verlustig ek vir my. Net so die vorige hoofstuk 10 van Hebreërs 10. Hebreërs 10 vers 38 en 39 sê daar ook 'n besondere ding. Die regverdige sal uit die geloof leef. Dis 'n aanhaling uit een van die profete, Hosea. Dis nie die profeet Hosea. In daai profetiese brief word gesê in hoofstuk 2, die regverdige sal uit die geloof leef. Maar, nou sê hier vers 38, as hy hom egter sou onttrek, het ek geen behaag in hom nie. Dit beteken God kan ook vir jou en my sê, ek het nie behaag in jou nie. Want hoeveel keer loop jy nie saam met hom nie? Hoeveel keer onttrek ons van hom? Vers 39,
Ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, maar van die geloof wat lei tot die behoud van lewe. Hoor jy dit? Vers 39, hoofstuk 10. Ons is nie deel van enige onttrekking. Ons het nie deel daaraan nie. Ons het deel aan hom. Ons wil saam met hom leef. Ons wil soos Henog met God saamloop. Hierdie onttrekking lei tot ondergang. Maar die geloof lei tot behou van lewe. Wat 'n wonderlike ding. Die regverdige, dis iemand wat in 'n gesonde verhouding met God is. Iemand waar daar geen skeiding tussen jou en God meer is nie. Dit wat skeiding gemaak het, die sonde en die oortreding, is weggevat. Die regverdige leef uit geloof. Daarom, sonder geloof, vers 6 van hoofstuk 11, onmoontlik om God te behaag. God het geen behaag in iemand wat nie met hom in 'n persoonlike verhouding lewe nie. Ons moet nie onttrek nie. Ek dink, hoe baie keer gaan 'n mens sê, maar ek gaan nie vandag kerk toe nie. Ek gaan nie vandag stilte tyd hou nie. Ek het 'n bietjie ander dinge, hier is heeltemal te veel ander hooi op my vurk. Ek het nie nou tyd hiervoor nie. Ek het behoefte aan rus. Dis onttrekking. Wie hom aan God onttrek, God sê, ek het nie behaag in jou nie. Vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof, behaag. Gee vir God blydskap. Gee 'n euforiese ervaring. Geloof, daarin verlustig God hom. Dat ek te midde van 'n wêreld wat hom nie sien nie, en daarom sê hy bestaan nie, is hier iemand soos ek en jy, wat sê hy bestaan. Hy is my Vader. Hy is my God. Ek is veilig in sy hande. Sonder geloof is dit onmoontlik. Dan gaan ek vir God nie behaag nie. Sonder geloof is daar geen lewe nie. Vers 10, vers 39. Die geloof wat ons lei tot die behoud van lewe. Ek sê dit net weer, sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Dis wat die vertaling 83 vertaling sê. My liewe vriend, ondersoek saam met my geloof. Soek meer en meer geloof. Dan sal ek God meer en meer bevredig. Ek wil regtig in die volgende paar preke gaan ek meer aandag hieraan gee. Dis vir myself ook 'n ontdekkingstog. Dat ons hom beter sal leer ken. En dat ons hom, soos daardie seënbede in Numeri wat Moses en Aaron gesê is, julle moet die volk seën, staan daar, hy sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Wanneer verhef jou aangesig? Dis wanneer jou gesig straal, wanneer daar skielik 'n glimlag oor jou gesig kom. God sal jou seën as jy hom behaag, want dan kom daar 'n glimlag ook op sy gesig as hy na jou en my kyk. Amen. Liewe Vader, daar was 'n man wat eendag gesê het, ek glo Here, maar kom asseblief my ongeloof te hulp. Ons geloof is nie volmaak nie. Ons geloof is so gebrekkig.
Daar's so baie keer wat ons nie in 'n verhouding met U leef nie, maar eintlik sommer maar ons eie pad loop, in plaas van met U ingehardloop. Daarom bid ek, dat U ons sal seën met meer geloof. Kom ons ongeloof te hulp, want ons, o Here, ons wil U behaag. Ons wil vir U blydskap gee. Amen. Nou my vriende, kom ons sing in Psalm 16 is daar 'n mooi beruiming van hierdie psalm gedoen deur Antjie Krog. Kom ons sing daardie bewoording: Heer, bewaar my dig by U. Bewaar my dig by U vrees ek niemand nie. Ek behoort alleen aan U, niks is goed behalwe U. Soveel afgode is daar, soveel wat hou daarby skaar. Nooit gaan ek met hulle saam, op my lippe is U naam. Alles wat ek hier ontvang, spreek van sorg, van U belang. Pragtig is die deel ek weet, wat U sorgsaam vir my bied. Elke insig vorm U, s'nags vind ek U praat met my. Nooit sal ek weer struikel nie, altyd voor my sien ek U. Hier op aarde juig ek bly, want die Here is naby. Van die graf weerhou U my, vir my trou beloon U my. Leer my Heer hoe om te leef, leer my in U blydskap leef. Uit U hand kom lieflikheid, juig, juig tot in ewigheid. En nou wil ek jou seën. Ek wil vir jou sê dat die Here God sy aangesig oor jou wil verhef. Dat hy oor jou sy vrede wil gee. Dat hy vir jou elke oomblik op die hande wil dra, omdat jy sy genot is. Omdat hy plesier vind in jou. Amen.